Hartlike goeiemôre, good morning. Goeiemôre dames, lekker om vir julle weer hier in ons midde te hê, Rosie, lekker. Ja, dankie Pieter. Statig en teruggetrokke. Ja, jy weet, ek is mos maar 'n skaam en teruggetrokke ouetjie, maar nou ja, Dit weet soos julle ons. kan sien, lyk ons vandag 'n bietjie meer gemaklik so tussen die statigheid deur, want ons tel die ure na die slipperdag af en daarom het ons sommer reeds ons pantoffels aan. Kyk net hierso. Kyk net daar, voetjies op, sy pynappel. En kyk net dit ek gesukkel. Kyk net. Kyk hom. Jou Elsa doen vir ons 'n modeparade. Ja, Die koppies kyk net met dan. skik. Dis baie brakkies se mooi. koppies met skik. Ons is gemaklik en oulik vir 'n rede, né? Daar sê, dis slipperdag, môre is slipperdag. So, ondersteuner, kry vir jou 'n plakker, maak seker jy het jou plakker, kry vir jou slippers, gaan werk toe, kantoor toe, board meeting, al daai goeters met jou slippertjies aan, né? Nee? Daar's nou vir jou 'n nuwe liedjie met jou slippers aan. Met jou slippers aan. Ja. Laat die dansvloer brand. Kom aan, Pieter. So met ons slippers aan, wat gebeur vandag? Ja, daar's heelwat om na uit te sien. Ons gaan kuier vandag by die veearts. Ons kyk saam met Kirsten Holmes van Drug Company na omega-3 aanvullings en waarom klein gesondheidskeuses 'n groot verskil kan maak. Hyrox raak wêreldwyd meer gewild en Simon Goldsborough gesels met ons oor 'n Hyrox geleentheid wat op 30 en 31 Mei in Johannesburg plaasvind. Ons maak saam met Reach for a Dream gereed vir slipperdag, soos wat jy nou net gehoor het, en DJ Maestro is terug met 'n nuwe treffer. Kan nie wag nie. 'n nuwe treffer. Hy bly mos so lekker. Ons is mal oor Maestro hier. Ons het 'n oggendpraatjie waarmee ek graag wil begin en ek dink dit is iets wat mense dink hulle kan mee wegkom en hulle kan dit net doen en there won't be any consequences. So a 37-year-old man is back behind bars after allegedly carrying out yet another fill up and drive off scam in Meadow Ridge. The suspect reportedly filled his vehicle with 800 Rand worth of petrol and drove away without paying a cent. This is not the first time that the Black Ford Fiesta has made headlines. The vehicle and its driver is already notorious after a video of a similar incident went viral earlier this year. It is also alleged that the suspect was involved in similar schemes in the Cape in Goodwood. This time, however, technology caught up with him. Cameras immediately picked up the vehicle and thanks to swift cooperation between Neighbourhood Watch and security teams, the Fiesta was quickly intercepted before the suspect could get away. The man is currently in the custody of the Deep River Police and will soon have to explain his side of the story in the Wynberg Magistrates Court. There is no side of the story. You've been caught on CCTV twice. Ja. And it's obvious that this is not a stranger to the courts and to the prison system because they say he is back in custody. Ek dink net dit is ongelooflik selfsugtig En arrogant. om te dink, ek het nou die eerste keer daarmee weggekom, ek gaan nou probeer om dit weer te doen en om dieselfde kaart te gebruik. Come on. Dit is net vir my rarig erg dat mense hierdie ding probeer doen. En soos wat brandstof duurder en duurder word, gebeur dit baie by vulstasies. En daar's sekere vulstasies waar die petroljoggie dan verantwoordelik is vir daai verlies. Ja. Ek dink dit is vir my nogal iets waaraan ek gereeld gedink het. Jy weet, ek het al baie keer gewonder hoe gereeld doen mense dit. En baie keer is daar 'n geleentheid dan dink ek vir myself, ek wonder nou net wat sal gebeur as ek nou net eenvoudig hier moet wegtrek en jy weet, want daar is nie beheer nie. Hulle kan niks van hulle kant af doen om jou dan te stop nie. I guess it's an honesty-based system en ons moet maar nou net dankbaar wees vir die Neighbourhood Watch en die sekuriteitsspan. Maar ja, van die paaie na die lug, 'n 44-jarige vrou in Oostenryk het met haar valskerm sweeftuig van die Schmittenholberg afgesweef, maar dinge het vinnig skeef geloop. Sy het hoog in die lug met 'n Cessna vliegtuig wat met 'n besigtigingsvlug oor die Alpe besig was gebots. Ja, haar valskerm is as gevolg van die botsing aan flarde geruk. Sy kon gelukkig veilig land en het behalwe vir 'n paar blou kolle en kneusplekke geen ernstige beserings opgedoen nie. Die 28-jarige vlieënier en die swewer het mekaar naby die bekende Pitzgauer hutte getref. Sy het intussen die skrikwekkende beeldmateriaal van die voorval op Instagram gedeel sodat die hele wêreld kan sien hoe gelukkig sy eintlik was. Kom ons loer gou hierna.
kolle en kneusplakke is sy kneusplakke. okay. Maar dit is rarig. Ja, dis baie. Oef, Vreesaanjaend. Dit is die Vreesaanjaend. woord, ja. En ek wonder net, jy weet, soos wat jy nou sê, ek dink dit is jy kan dit nie help nie. Ja. Daai hartklop gaan versnel binne Selfs myne. enkele sekondes. Maar die belangrikste is seker om kalm te bly, maar hoe doen jy dit want jy besef jy is nie op vaste grond nie. Ja nee, ek dink dan gaan al daai nooddrills waar die altyd gaan en waarvoor hulle jou kondisioneer Ja. elke keer as jy gaan vlieg en gaan deur jou. Ek wonder natuurlik wat was die reaksie van die vlieënier? Dit ook, en gaan hulle nou agterkom wie se skuld dit was, want ongelukke gebeur, maar someone was in a place that they shouldn't have been, want wie is aanspreeklik as sy dan nou seer Ek sou gekry? reken die vlieënier moes voor hom gekyk het want jy moet maar altyd kyk vir voeltjies, ander vleiende voorwerpe en. Dalk het hulle nie kommunikasie met mekaar gehad. As jy so hoog sweef, dan moet jy ook mos tog air to ground control en allerlei sulke goed hê nie waar nie? Ja. Jy weet dit is vir my ek dink dit is ek dink dit is net 'n mens moet uiteraard kan sien daar is iets voor jou. Jy weet maak nie saak wat dit is nie en meeste van die tyd is dit nogal redelik helder soos wat ons nou gesien het ook. So dit is nie asof dit nie baie duidelik sigbaar Ek is was baie nie. bly daai vliegtyg het nie 5 meter laag gevlieg nie. Maar dit het amper gelyk asof dit kunsmatige intelligensie kon Verstaan wees. jy? Want mens weet nooit in this day and age nie. And also, is it this a case of, you fall off the horse and you get back on? Like, has she now subsequently gone back into the sky and is she feeling a little bit less confident now when Ek she's dink up sy gaan na there? al die naaste lughawens toe en sê, luister, ek gaan nou daardie Alpe aanvat en ek gaan sweef en sorg julle dat julle met julle Wel vir almal. hoog genoeg is. Ja. I'm in the air tonight. Nee, Nee. kyk, ek sê ek is 'n adrenalien junkie, Ja. maar vir daai soort adrenalien nee, daarvoor sien ek nie kans. Maar dit is 'n hele bedryf nou wat vlam gevat het. Is daai tipe avontuurtoerisme Ja. wat mense dan regtig sulke waaghalsige goed doen en dan sometimes it has a good ending like hers did and sometimes it doesn't. But I mean, that's the risk you're going to take, right? Dit kon net sowel baie erg geëindig het, ja. Could have. Wat 'n Almal. storie om te deel met vriende en familie. En sy het 'n video. Ja. Trek volgende keer jou slippertjies aan, dan sien jy landing nog sagter. Sy. Goed, nog 'n sagter landing. Goed, ons kuier net hierna weer by die veearts en leer vandag meer oor waarom administrasie belangrik is wanneer dit by ons dierekinders kom. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy bly ingeskakel vir die res van die program wat nog voorlê.